Dis weer tyd om in te loer by Olympus 24 uur dierehospitaal en spesialis verwysingspraktyk. En vandag fokus ons op nog 'n baie belangrike onderwerp, naamlik bosluisbeheer en bosluiskoors. En ek gesels vandag met Dr. Pieter. Dr. Pieter, verduidelik net vir ons wat behels jou rol by hierdie praktyk? So ek is tans 'n algemene praktisyn hier by Olympus. So wat dit basies behels is dat ek enigiets doen van 'n inenting tot meer komplekse geneeskundige gevalle in die hospitaal. Ons kry ook die geleentheid om chirurgie te doen en dit is dan meer in die vorm van sterilisasies, kastrasies en keisersnitte. Kom ons staan vir 'n oomblik stil by bosluisbeheer. Hoe belangrik is dit? Watter produkte stel jy voor en hoe gereeld moet dit gedoen word? So bosluisbeheer in troeteldiere is baie belangrik, veral troeteldiere wat in die huis kom. Soos almal weet, dra bosluise ook baie siektes, so dit is regtig van kardinale belang om die bosluise te beheer. Veral in hierdie tyd van die jaar, waar die eerste reënval na 'n droë seisoen geval het, raak bosluise ook meer aktief. So dis nou 'n belangrike tyd vir die jaar van dit. Wanneer ons kyk na produkte wat ons gebruik om dit te beheer, is daar verskeie opsies vir honde. Spesifiek hou ons daarvan om Bravecto te gebruik. Bravecto bied 3 maande beskerming vir die honde teen bosluise. En 'n ander alternatief vir dit is NexGard. Vir katte aan die ander kant is daar ook Bravecto en NexGard, maar dit is nie in 'n pilvorm nie. Dit is in 'n spot-on vorm, wat dan maar basies 'n druppeltjie is wat ons agter in die nekkie sit en dit beweeg dan nou sistemies deur die hele liggaam van daar af. Die een groot bonus van die katte is dat dit nie net ektoparasiete dek nie, maar ook endoparasiete. So bedoelende dit help vir bosluise en inwendige wurms, wat 'n groot bonus is teenoor die vir die honde. Maar ons weet ook dat die katte nie altyd so gelukkig is wanneer dit moet gebeur nie. Ek praat vanuit my eie ondervinding, maar dit is 'n storie vir 'n ander dag. Goed, dan moet 'n mens natuurlik ook kyk na iets soos bosluiskoors. Jy weet, ons weet dat dit die nagevolg kan wees. So, wat behels die simptome en wanneer moet ek my troeteldier veearts toe vat? So bosluiskoors word veroorsaak deur 'n parasiet, dis 'n protozoa parasiet van die genus Babesia. So basies enige gasheer wat die bosluis byt, so in die geval ons troeteldiere, dra die bosluis nou die parasiet oor aan die troeteldier. Die parasiet gaan dan in die bloedstroom in en hy repliseer binne in die rooi bloedselle. Wat dan nou maar net beteken, elke keer as hy repliseer, gaan die rooi bloedsel waarin hy was dood. Dit lei dan ten einde tot bloedarmoede in ons troeteldiere. So die simptome waarna jy kyk is bleek of geel slijmvliese, geswelde limfkliere, lusteloosheid en swakheid. Hulle hou ook op eet en sommige diere kan naar word en opgooi. Ek sal enige troeteldier eienaar aanraai as hulle een van hierdie simptome sien in hulle troeteldier om so vinnig as moontlik by 'n veearts uit te kom. Wat behels die behandeling in die hospitaal en hoe suksesvol sou jy sê is die behandeling? So as 'n hondjie in 'n konsultasie aankom met een van hierdie kliniese simptome, bevestig ons altyd die diagnose met 'n bloedsmeer. Nadat ons die diagnose bevestig het, neem ons gewoonlik die hondjies op in die hospitaal. Ons sit hulle dan op 'n drip. En die groot voordeel van die hondjies wat op 'n drip is dat ons binneaardse medikasie kan gee, wat vinniger werk as medikasie wat jy in 'n pilvorm gee. Sodra hulle op 'n drip geplaas is, gee ons 'n medikasie wat dan hierdie protozoa parasiete fisies doodmaak. Ons gee dan ook 'n heelwat ondersteunende behandeling in die vorm van kortison om die koors te breek. Dan gee ons ook vir hulle naarmedikasie om te help met die naarheid. En ons sit hulle op 'n 21-dag kursus doxycycline. Soos ek genoem het, veroorsaak bosluiskoors bloedarmoede. So dis baie belangrik om tydens hulle hospitalisasie gereeld die rooi bloedseltelling te meet. Hierdie hondjies kan vinnig bloedarm raak en dit kan lewensgevaarlik wees as hulle te bloedarm raak. Ons het 'n afsnypunt hierso in die hospitaal waar as hulle daal verby daardie afsnypunt, dat ons maar eerder vir hulle 'n bloedoortapping gee. Ons het hier by Olympus 'n bloedbank. Ons het altyd bloed beskikbaar wat ons dan vir die hondjies of die katjies kan toedien. Veral in noodgevalle is dit 'n groot bonus hierso by ons. Die prognose vir bosluiskoors is baie goed as ons hulle opneem hierso. Mits dit nou nie nodig is vir 'n bloedoortapping. As ons 'n bloedoortapping gee, is die prognose, soos ons in Engels sou sê, bietjie meer guarded,
Gewoonlik na 'n paar dae hier by ons stap hulle met 'n houpel en hulle stap hier by die hospitaal uit. Dr Pieter, baie dankie. Dit is 'n groot plesier, dit was lekker om julle hier te hê. Nou maar daar het jy dit. Alles wat jy moet weet oor bosluisbeheer en bosluiskoors. Ons loer volgende keer weer hierin. Ek is mal oor daai insetseljontjies, is verskriklik oulik en die katjies ook. Ons beweeg nou aan na gewigsverlies. Gewigsverlies is altyd 'n groot gesprekspunt en vandag hoor ons van 'n nuwe benadering wat 'n ballon gebruik om jou te help gewig verloor. Ons praat met Dr. Louart Jansen van Vuren, stigter van Medify, om meer te hoor oor hoe hierdie gewigsverliesballon werk. Baie welkom Dr. Louart. Dankie Rosanne. Medify fokus op amper soos 'n 3-punt stelsel, so dit is gesig, liggaam en welstand. Hoekom is dit belangrik om alles so mooi te integreer? Die hele filosofie van Medify begin by die mens. So dit gaan nie oor die probleem of die diagnose nie, dis 'n mens waarna jy kyk. En dis nie toevallig dat as jy na ons logo kyk, laat jy sien 'n ikoon van die mens daar is nie. Soos jy sê, dit bestaan uit die gesig, die liggaam en die welstand. Die 3 werk saam. So wanneer jy gesond is, lyk jy beter, wanneer jy beter lyk, voel jy beter, wanneer jy beter voel, hanteer jy ander mense beter. So dit gaan nie daaroor net om voorkoms te verander nie, dit gaan om selfvertroue te bou. Dis waarvoor Medify staan. So jy het nou vir ons 'n bietjie toerusting saamgebring vandag. Hierdie is die Allurion intragastriese ballon. Wat doen dit en hoe kom jy vandag hier om hieroor te praat? Ja, so hier is die eerste en die enigste intragastriese ballon wat jy kan plaas sonder om vir narkose te gaan of sonder om 'n gastroskopie te doen. So basies wat jy doen is jy sluk hierdie kapsule. Ons neem 'n ekstraal, maak seker dat hy binne die maag sit en dan blaas ons hom op met saline 550 ml. Dan doen ons 'n tweede ekstraal om te bevestig dat hy reg sit, trek die toutjie uit en hierdie ballon sit binne jou maag vir so 4 maande. So dit veroorsaak 'n gevoel van volheid en dit help jou dan om nuwe gewoontes aan te leer en nuwe breinpaadjies te vorm. So wat gebeur dan na die 4 maande met hierdie ballon wat in my maag sit? So hy het 'n oplosbare steekie hier in die binnekant wat soos 'n seël optree, 'n time release valve as ek so kan sê. Dan breek hy oop, die vloeistof kom uit, jy piepie dit uit en as jy toilet toe gaan en jou besigheid doen, dan raak die kapsel ontslaa. Dit is ongelooflik en die tegnologie beweeg so vinnig vir hoe mense eintlik na hulle gewig kan kyk. Nee, verseker, ek bedoel, ons het so 'n groot sprong in ontwikkeling van tegnologie gehad. Mense dink aan die peptides ook. Ek bedoel, almal weet van Ozempic en Mounjaro en ek bedoel, die goed was regtig game changers gewees en soveel opsies wat beskikbaar is deesdae. Watter rol speel jou dieet, leefstylveranderinge en dan ook fiksheid in 'n holistiese manier na mense liggaam eintlik kyk? Nee, dit speel 'n massiewe rol. Dis belangrik om te besef, niks van hierdie opsies is kits oplossings, quick fixes nie. Daar bestaan nie iets soos 'n quick fix wat volhoubaar is in my opinie nie. Die hele idee is om jouself net kans te gee om nuwe gewoontes aan te leer en nuwe breinpaadjies te vorm. En meeste mense, as mens kyk na die peptides byvoorbeeld, wanneer hulle ophou spuit, tel hulle weer op. Die voordeel van die ballon is, omdat dit 'n 6 maande program is, so hy bly 4 maande binne jou maag, maar dis 6 maande se bystand wat jy kry, gee dit jou genoeg tyd om daai langtermynskywe te begin maak. So wie is nou die ideale pasiënt vir die Allurion ballon? Okay, as mens kyk na die liggaam wat ons behandel, moet jy besluit, is dit algehele gewigsverlies wat ons probeer bereik, of is dit fat pockets, jy weet, spesifieke areas wat die probleem is. So 'n maatstaf wat ons kan gebruik is BMI. So as jou BMI bo 27 is, of is jou ligvet of jou liggaamsvetpersentasie bo 20% is, dan gaan jy baat by algehele gewigsverlies. Okay. So iemand wat nou al alles probeer het en nog steeds sukkel en net nie met die quick fixes wat daar buite is en die inligting wat daar buite is regkom nie, sal 'n goeie kandidaat wees vir so ballon. Wat is fat pockets? Fat pockets is kom ons sê stubborn areas wat vet gelokaliseerd is. So na jy gewig verloor het, kom ons sê jy het nou jou 20 kilos afgeskit. Ja, jy het nog steeds hierdie love handles of die grandma arms, soos hulle sê, of enige areas wat net nie wil weggaan nie. Dan is daar ander oplossings wat ons kan gebruik om te help met dit. Watter terugvoer het julle nou al gekry van mense wat wel hierdie ballon het? Want hierdie is
vir my baanbrekende tegnologie. Ek het nog nooit van hierdie gehoor nie. Nee, dis ongelooflik. Dit verander mense se lewens. Ja. Dit is klink nou baie cliché en save the world tipe speech, maar dit gaan om vir iemand net weer selfvertroue te gee. En die terugvoer wat ons kry is baie belovend. Ons het nog steeds verhoudings met pasiënte wat omtrent 'n jaar, 2 jaar terug al geplaas het. En ja, die ding is daar is maar altyd bystand wat jy moet gee na die tyd. Dis nie 'n quick fix, dis 'n journey. Ja. Dis basically jy kort daai ondersteuning na die tyd en dis waar ons wil intree. Ja, en dit is daai bystand wat eintlik vir julle regtig it sets you apart, right, as Medify, because it is nie net kom ons los die probleem of then we just leave you to go and do your own thing. Ja, mens wil nie self-righteous klink nie, maar dit gaan oor die mense, jy weet, dit gaan nie net oor gewigsverlies en elke mens is anders, so jy moet gaan identifiseer wat gaan vir hierdie ou werk en wat is vir hom belangrik, ja. Dr. Loa, ten slotte, waar kan mense meer inligting kry? So Medify se hoofpraktyk is gebaseer by MedCenter Waterkloof, dis so 'n klipgooi weg van Brooklyn af, maar ek seker as jy op Google of Facebook of Instagram gaan soek, gaan jy ook meer inligting oor ons kan kry. Ongelooflik, baie dankie Dr. Loart Jansen van Veren van Medify. Maar met die vakansieseisoen net om die draai, moet ons nie net weet hoe ons lewe moet regkry nie, maar ons moet ook seker maak ons vervoer is reg. Hierna gaan ons bietjie gesels oor karveiligheid in die Desember vakansie, so bly net waar jy is.